Nou ons is hier saam met Andrew, dis natuurlik Burden Swart en Botha Prokureurs wat elke maandag gesels oor verskeie regkwessies, regskwessies. So vandag gaan ons heerlik gesels en onthou Burden Swart en Botha Prokureurs, we take the burden out of your legal work. Hallo Andrew Burden. Hallo Riva, Kevin, die luisteraar wat elke maandag luister na wat ek te sê het. Ek wil graag vandag net so 'n bietjie 'n paar woorde wissel oor dienskontrakte. Okay. Jy weet, baie mense, meeste van ons se aansoek om 'n betrekking, vir al die eerste betrekking is so, jy soek werk, jy sien advertensie, verskeie advertensie, jy gaan vir onderhoude en tydens die onderhoud praat jy maar so, jy probeer meer jouself verkoop as wat jy uitvind wat bied die werkgewer jou, praat so 'n bietjie oor salaris wat jy graag wil hê, werksure, verlof. Dan kry jy daarna oproep wat vir jou sê nee maar jy's right, jy's aangestel, jy moet begin werk en later by die werk word daar 'n kontrak so hier vir jou gegee, maar nooit formeel met jou regtig bespreek nie. Dit gebeur baie kere en jy teken dit en net daar maak jy eintlik jou eerste groot fout. Soms vind jy nog by ander personeel uit wat se presiese verlof het jy en jy vind later eers uit, maar daar's so 'n klomp aftrekkings van jou salaris wat jy nie van bewus was nie ensovoorts. Maar alles gaan dan nog goed tot op 'n dag wanneer jy en jou werkgewer nie meer eye to eye sien nie, of jy kry dissiplinêre kennisgewing of wat ook al. En dan gaan kyk jy nou, as jy 'n skriftelike kontrak het, dan kyk jy na hom, dan sien jy maar luister, hierdie ding is heeltemal ten gunste van die werkgewer, of jy het 'n mondelingse kontrak wat eintlik wat jou ook nie 'n voet gee om op te staan nie. En dit is waar jou probleme begin. Ja. So wat doen ek dan om 'n behoorlike skriftelike dienskontrak te kry? Wat doen ek? Ja, Riva, 'n dienskontrak is dood eenvoudige kontrak tussen jou en jou werkgewer in terme waarvan jy onderneem om jou dienste tot beskikking van jou werkgewer te stel en onderneem jou werkgewer om jou te betaal daarvoor. Die dienskontrak gee beide jou en jou werkgewer die geleentheid om al die terme en voorwaardes wat van toepassing sal wees op jou dienstermyn behoorlik te onderhandel en dan op skrif te stel ten einde sekerheid daaroor te kry. Kontrak gaan maar daaroor om sekerheid te kry. Nou, jy moet daardie dienskontrak met jy probeer opstel die oomblik wanneer jy diens aanvaar, dan moet hy reeds eintlik geteken wees. Klaar onderhandel gewees, het vat die tyd, onderhandel hom en kry hom geteken. Kan jy dalk, want ons is sulke leuke, kan jy dalk vir ons net 'n paar belangrike klousules uitlig, wat ons moet seker maak, okay, dit staan daar. Ja, Riva, daar is so 'n paar goed wat jy moet seker maak. Die eerste is, watter posisie beklee jy? Met ander woorde, jou pos wat jy beklee, die beskrywing daarvan. Wat is jou verpligtinge? Ja. Jou titel as dit noodsaaklik is. Met ander woorde, is jy 'n sekretaresse of is jy 'n bestuurder of is jy 'n verkoopsagent, werk jy op kommissie of werk jy nie op kommissie nie? Jou take wat jy het, presies wat dit behels. Jy kan nie altyd alles reg aan die begin ooreenkom noodwendig uitstipuleer nie, maar soveel as moontlik. Met ander woorde, as jy sekretaresse is, moet jy mense bel of gaan jy net sit en tikwerk doen, byvoorbeeld. En dan jou werksplek. Jy doen in Pretoria, gaan jy vir onderhoude en as jy aangestel word, kom jy agter jy moet in Johannesburg werk, addisionele uitgawe. Jou werksure, middagete, kry jy middagete of kry jy nie middagete nie? Hoe lank is jou middagete? Hoe laat begin jy werk? Dan jou salarisse, ander baie belangrike een is natuurlik jou salarisse en jou voordele. Presies, hoeveel gaan jy betaal? Wat gaan jou aftrekkings wees daarvan? Wanneer op watter dag van die maand word geskied betaling, want jy moet dit weet, jy moet tog seker maak dat jy ander verpligtinge daarbey aanpas. As jy vir kommissie werk, presies hoe word dit bereken? Wat gaan jou aftrekkings wees van jou salaris, synde jou belasting ensovoorts? Kry jy mediese en pensioen of enige ander voordele? En wat gaan dit jou kos? Watter gedeelte moet jy bydra daartoe? En dan, as jy byvoorbeeld 'n reistoelaag kry, wat gaan dit wees en hoe word dit bereken? Al daai goed is geweldig relevant, want dit bepaal hoeveel geld jy einde van die maand gaan uitkry. Natuurlijk, En dit bepaal ook, wat bou jy op, synde in pensioen bydra, wat die werkgewer ook bydra, waarmee loop jy uiteindelik daar uit as
As jy nou loop, ja. Dan is die duur van jou aanstelling. Jy kry of 'n vaste termyn kontrak of jy kry 'n permanente aanstelling. 'n Vaste termyn kontrak loop uit op 'n spesifieke dag. Jy moet weet of dit hernubaar is van jou kant af of nie. En dan jou permanente aanstelling, jy weet dis 'n betrekking wat nou deurloop, maar is daar 'n proeftydperk waardeur jy moet gaan of nie? Dis jou volgende vraag wat jy beantwoord moet kry, of kry 'n permanente aanstelling van die begin af. Dan die ander aspek is ook jou verlof. Hoeveel verlof is jy op geregtig? Hoe doen jy aansoek om verlof? Hoe lank voor die tyd moet jy aansoek doen om verlof? Van wanneer af is jy geregtig op verlof? Moet jy eers 'n jaar daar werk voordat jy verlof kan kry, of kan jy van die begin af verlof kry? Is daar verpligte verlof, soos byvoorbeeld tussen Kersfees en Nuwejaar stuur baie werkgewers jou op verpligte verlof en die res van jou dit kom van jou gewone verlof af. Dan studieverlof, kraamverlof en kry jy halfdag per maand af. Dan by jou diensbeëindiging, dis jou volgende aspek wat jy baie mooi moet kyk. Hoe kan jou dienste beëindig word? Hoe lank moet jy kennis gee as jou dienste beëindig word? Is daar enige beperkende klousules, en hierdie is baie belangrik, is daar 'n beperking daarop dat jy by 'n soortgelyke pos kan aanvaar binne 'n sekere tyd? Ja. Is daar enige inligting wat vertroulik is en wat die eiendom van die werkgewer is wat jy nie mag openbaar nie? Is daar beperkende inligting wat jy in elk geval nooit mag openbaar nie, wat die intellektuele eiendom van die werkgewer is? Byvoorbeeld van 'n chef wat gaan werk by 'n restaurant. Nou is daar 'n unieke manier om iets gaar te maak. 'n Unieke resep. En hy vertel vir sy vriend, maar luister hier, ek het hierdie resep daar gesien, en intussen is dit iets wat beskerm word wat die eiendom van die restaurant is. Dit kan jou baie skade berokken, dit kan ook veroorsaak dat jy eventueel afgedank word. Natuurlijk, ja. Nou, dit is als goed waarna jy moet kyk, wat in jou dienskontrak moet wees. Maak seker jy onderhandel dit, en maak seker dat jy jou dienskontrak behoorlik op skrif kry. Dan as daar 'n probleem is, dan het jy 'n skriftelike dokument, jy kan gaan kyk wat staan daar, en dit vat alle argumente vat dit uit die weg uit. Andrew, kortliks, ons moet gaan vir nuushooftrekker, waar kry ons jou in die hande? My e-posadres is andrew@aburden.co.za en my telefoonnommer is 012 346 3554. Dankie Andrew, ons gesels volgende week weer. Dankie Andrew. Bye.